Ons kom by 'n baie delikate of 'n vraag wat baie misverstand en baie verskillende opinies uitlok. Die kruiswerk van Jesus was volkome en hy het die sondes van die ganse mensdom op hom gedra. Hy sonde gemaak sodat elke mens wat in rebellie met God gebore is, 'n geleentheid kan kry om deur genade terug te keer, die aanbod te glo en 'n kind van God te kan word. Die vraag wat ons moet antwoord, is 'n vraag wat baie kontroversieel is en wat tot baie misverstande lei. Die vraag is almal vergewe, se sondes vergewe by die kruis? Voor die hand liggend klink dit soos 'n redelike maklike vraag om te antwoord, maar daar is soveel misverstand en daar is soveel valshede, dat ek dink dis belangrik dat ons ook by hierdie vraag vir 'n oomblik sal stil staan. Ek wil begin deur inleidend net so ietsie met jou te deel en dan gaan ons die vraag beantwoord. Of dan dat die skrif die vraag beantwoord. En glo ek dat die Bybel genoegsame antwoorde gee ook om hierdie vraag en die verleiding en die misleiding wat daar is te bowe te kom. So ek al reeds gesê, daar bestaan groot onsekerheid rakende die omvang van vergifnis wat met die kruisdood van Jesus behaal is. Dit is baie duidelik as ons die skrif lees dat die vrug van die kruis volkome en volmaakte ewige verlossing vir die sondaar met God bewerk het. Daar kort nie iets by dit wat Jesus aan die kruis vir elke verlore sondaar gedoen het. Die vraag is dan nou, is almal vergewe by die kruis en die sterwe van die Here Jesus? Daar word soveel leuns en valse uitlatings gemaak hieroor dat ek dink dit belangrik is dat ons ook hierby stil staan. Paulus skryf in Efesiërs hoofstuk 5 vers 6 sê, laat niemand julle met ydelle woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. En die duiwel gebruik hierdie leuns en valse uitlatings om die mens te verlei, om nie die volle impak en verantwoordelikheid van die kruis te verstaan nie, en ook nie die sondaar se, ek wil dit noem, verantwoordelikheid om hierdie werk deel van jou lewe te kry. En solank hy die duiwel jou kom mislei, solank gaan hy die kans kry, dit reg kry, dat mense verlore sterf, omdat hy valse inligting vir hulle ook hieromtrent gee. Die duiwel sal nooit dat jy God verwerp of God vloek nie. Maar sy poging is om dit wat Jesus werklik gedoen het, valslik voor te stel en by die mens 'n valse verwagting en opinie plaas, sodat hy
dit wat die Bybel sê misverstaan en misinterpreteer, sodat in die duister kan bly, oningelig kan bly en kan sterf. Hier is 'n klompie uitlatings wat sommige mense maak rakende hierdie vraag of almal by die kruis vergewe is. Die eerste een sê dat die sondes van die wêreld is in sy totaliteit vergewe vir elkeen. Vir die wat dit glo en ook vir die wat dit nie glo nie. En dis waar die valsheid kom van die uitverkiesing. Dat daar beperkte versoening is, dat God sommige mense gekies het vir die hemel en sommige gekies het vir die hel, maar dan aan die ander kant wil hulle die omvang van die kruis soveel sterk deur te sê, dat jy's reeds vergewe. So, jy hoef niks te doen nie, want jy's reeds vergewe. En jy word reg of 'n kind van God gebore, en jy kom later as jy uitverkies is, kom jy dan net tot 'n plek waar jy dan tot bekering kom, en besef dat jy hierdie spesiale mense is waarvoor God gesterf het en reeds vergewe het. En jy dan net nader aan die Here beweeg, so stelselmatig, en dat die kruis nie die werklike straf en die mag van sonde gebreek het nie, omdat jy nie nodig het om te reageer nie. Die impak van sonde en die rede hoekom Jesus so 'n gruisame dood moes sterf word, so 'n bietjie verkleineer in die sin van, dat die kruis is afgehandel, jy is vergewe, en jy sal op 'n stadium sal jy agterkom dat jy nader aan die Here moet kom. Die tweede uitlating is dat selfs die sonde van ongeloof is vergewe. Omdat jy reeds vergewe is, kan jy ongelowig wees en dit nie werklik glo nie, en steeds in hierdie regte verhouding met God deur Jesus Christus inkom. Die derde valsheid is, daar is geen nood vir persoonlike geloof nie. En daar is ook nie aanspreeklikheid vir die mens wat nie glo nie. En dis waar ons moet kom by 'n plek waar ons moet vra, wat sê die woord van God? En wil ek dan nou stilstaan by wat die woord sê en wat die Bybel sê en wat ek en jy moet verstaan rondom die gedagte van vergifnis van sonde en die kruiswerk van Jesus Christus. Kom ons kyk wat sê die Bybel hieroor. In die eerste plek sien ons dat vergifnis is beskikbaar vir elke mens. Elke mens word ingesluit toe Jesus hierdie werk doen om in die plek van die sondaar mens te sterf. Toe die geregtigheid van God vervul word, dat die loon van die sonde die dood is. En die enigste manier is dat iets moes in die plek van die sondaar sterf, iets wat sondeloos is. Daarom is vergifnis in die eerste plek beskikbaar vir elkeen. Romeine 3 vers 21 en verder lees ek, hy sê, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die wet en die profete sê hy getuig dat die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus is vir almal en oor almal wat glo. Jy moet fokus op die vir almal, maar ook oor almal wat glo.
maar daar is nie onderskeid nie. Want almal het gesondig, en dit die feit hulle gesondig het, ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle wat gesondig het, word deur sy genade, sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. God het hom voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. Ons moet hier net fokus op dat dit beskikbaar is vir elkeen. Nou beskikbaar beteken dat dit vir almal gedoen is. Maar daar's 'n baie duidelike verskil tussen die feit dat dit vir almal gedoen is en dat almal bloot net daardeur vergewe is. Want hier word 'n baie belangrike punt aangehaal en by 2 kere nou in vers 22 en in vers 25 word dit gesê dat dis vir die wat glo. Van die versoening is deur geloof. Vers 24 sê, dit geskied deur genade sonder verdienste, wat die verlossing deur Jesus Christus moontlik gemaak het. Dis die eerste gedagte, dis beskikbaar vir almal, vir elkeen. In die tweede plek is vergifnis word alleen toegepas vir diegene wat dit glo. Ons het al reeds nou in Romeine 3 gesien dat dit gaan oor dis vir hulle wat glo, dis geloof in Jesus Christus en dit is genade. Maar die tweede saak wat ons by moet stilstaan is dit word alleen toegepas. Hierdie kruiswerk word alleen toegepas en 'n werklikheid vir die mens wie dit glo. En ons gaan nou kom by wat die inhoud van die evangelie is. Handelinge 13 vers 38 skryf Lukas. Hy sê laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom, Jesus Christus, vergifnis van sondes aan julle verkondig word. En dit word nie net verkondig nie, dit word nie net aangebied as 'n boodskap van goeie nuus nie. En wat ook verkondig word, en dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Hy sê laat dit dan bekend wees dat deur hom vergifnis van sondes verkondig is. En dat dit ook pertinent verkondig word dat elkeen wat glo deur hom geregverdig word. So, jy word geregverdig die oomblik as jy dit glo, want deur te gedoen het, deur die wette geonderhou het, kon jy nie, of kon niemand dan, deur die onderhouding van die wet, reg met God kon wees nie. So dadelik is die antwoord op wie's almal by die kruis vergewe, is ons sien ons dan dat dit moontlik is vir almal, maar alleen vir diegene wat dit glo. So jy word vergewe, alhoewel dit vir almal gedoen is, word jy vergewe die oomblik as jy dit glo. Die derde is diegene wie dit nie glo nie, of dan
neem, as ons nou 'n ander woord vir glo kan sit, is steeds in hulle sondes. So alhoewel die verlossing aan die kruis vir almal gedoen was, sodat elkeen dit kan ontvang die persoon dit net wanneer hy glo. En wanneer jy dit nie glo of dit nie neem nie, jy steeds in jou sondes en in jou verlorenheid bly. Met ander woorde, jy kan nie gered word as jy dit nie glo en dit aanneem nie. In Johannes 3 vers 36 skryf Johannes en sê, hy wat in die Seun glo, in die Seun glo, nie aan die Seun glo, soos dat hy 'n historiese figuur is nie, maar glo in wie hy is en wat hy kom doen het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God, daar staan bly op hom. Want jy word onder die toorn van God gebore, onder die skuld van sonde, en jy staan verantwoordelik vir jou persoonlike skuld, want die loon van die sonde is die dood. So alhoewel hy wat glo dat die Seun in jou plek gesterf het, hy het ewige lewe. Hy wat dit nie glo nie, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God gaan op hom bly, en hy gaan steeds verantwoordelik wees om vir sy persoonlike sondes te betaal, want God regverdig is. In Johannes 8 vers 24 sê Jesus, terwyl hy met die skrifgeleerdes praat, hy sê, ek het dan vir julle gesê, dat julle in julle sondes sal sterwe. Want as julle nie glo, dat dit ek is nie, om hom te aanvaar as die verlosser, die Messias, die een wat kom sterf het, sal julle in julle sondes sterwe. Die toorn van God bly op jou, as jy dit nie aanneem nie, as jy dit nie glo nie. En as jy dit nie glo nie, sal julle in julle sondes sterf. So alhoewel die vergifnis vir almal gedoen is, gaan jy in jou sonde sterf, as jy dit nie aanneem en glo nie. 1 Korintiërs 15 vers 17 skryf Paulus en hy sê, en hy praat oor die opstanding en die opwekking van Christus. As jy as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. So ander woorde, as Jesus gesterf het, en hy verlossing bewerk het, en hy nie deur die dood die mag van die skuld van sonde totaal oorwinne deur op te staan nie, het ons niks om te glo nie. Dan is ons nog in ons sondes. En dan het die kruisdood geen vrug vir die probleem, of uitkoms vir die probleem, dat die loon van die sonde die dood is. Die kruiswerk van Jesus handel met die sonde van die mens, sodat daar genade is, om dit te glo en dit aan te neem. Paulus sê, in Kolossense 2 vers 13, en julle, wat dood was, deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, toe hy opgestaan het, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. So nie net omdat hy daarvoor gesterf het as jy vergewe nie, maar hy maak jou lewend saam met sy opstandings- en oorwinningskrag. Kom vergifnis van ons misdade.
En die skuldbrief wat teen ons was, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. So, daar's betaal vir almal. Daarom is Jesus die deur vir almal. Maar jy word alleen 'n kind van God, wanneer jy by die deur ingaan. En die skuldbrief teen ons is aan die kruis vasgenaal. Nadat vers 15, hy het eers iets gedoen, hy het die owerhede en die magte uitgeklee, en hulle in die openbaar tentoongestel, en daardeur oor hulle getriomfeer het, is die skuldbrief aan die kruis vasgenaal. Ek en jou skuld. So hy moes die mag van die owerhede, onder wie ek vasgevang is, tentoonstel vir wie hulle is, en in die openbaar oor hulle getriomfeer het, sodat my skuldbrief aan die kruis vasgenaal kan word. En hy dan deur sy opstanding, en ek dit aanvaar, dat hy vir my gesterf het, vir my begrawe is, vir my opgestaan het. Asof ek gesterf het, begrawe is en opgestaan het. Hy dan my sondes vergewe, as ek myself in sy sterwe, sy begrafnis en sy opstanding sien. Vergifnis van sonde is deur die kruis vir elkeen wat glo. In Efesiërs 2 vers 16 en 17 sê, en albei in een liggaam met God versoen het, deur die kruis nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. En hy die evangelie van vrede kon verkondig, aan julle wat ver was, aan die wat naby is. Net vinnig agtergrond. Die Jood en die heiden is nou in hierdie verborgenheid wat Paulus openbaar, kan nou deel word van die liggaam. So uit Jood en heiden, albei in een liggaam met God versoen, deur die kruis. Nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. En hy die evangelie van vrede kon verkondig, aan julle wat ver is, die heidene, en julle wat naby is, die Jode. Want deur hom het ons albei die ingang deur een gees tot die Vader. Ek dink dit is baie duidelik, dat vergifnis vir almal gedoen is, maar dat almal nie net vergewe is nou, maar dat jy 'n verantwoordelikheid het, om die evangelie te glo, en dit vir jouself aan te neem as hy dit vir jou gedoen. In Efesiërs 1 vers 7, 8 en 9 sê hy, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae, wat hy in homself voorgeneem het. In hom is die verlossing vir almal, en hy het oorvloedig vir almal en volledig vir almal gedoen. Maar hy openbaar die verborgenheid van sy wil. Want dis die welbehae wat hy hom voorgeneem het. Dat daar vergifnis vir jou is, maar dat jy jouself sal sien dat hy in jou plek gesterf het, en jy dit aanneem. Kolossense 1 vers 13 en 14 sê, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van ons sondes. Paulus skryf in Romeine hoofstuk 4, en hy gebruik Abraham as die voorbeeld. Hy sê, wat sal ons dan sê, het Abraham ons vader
na die vlees verkry? Het hy gekry deur wat hy gedoen het? Het hy iets gedoen dat hy iets gekry het? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets gehad om te roem, maar hy kan nie roem teenoor God nie. Want God bly sê die loon van die sonde is die dood. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo. En dit, die feit dat hy in God geglo het, is hom tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. Aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in hom, wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Hy moet dit wat Jesus gedoen het, glo. Sy vergifnis is nie afgehandel, omdat Jesus gesterf het. Dieselfde hoofstuk vers 22. Daarom is dit hom ook tot geregtigheid gereken, van Abraham. Maar dit is nie alleen om sy ontwil geskrywe, dat het hom toegereken is nie, maar ook om ons ontwil, aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in hom wat Jesus onze Here uit die dode opgewek het. So dit wat Jesus gedoen het, kan nie toegereken word, voordat ons nie glo, dat God Jesus uit die dode opgewek het. Wat oorgelewer is, terwille van ons misdade, en opgewek is, terwille van ons regverdig maak. Hy is oorgelewer om te sterf, terwille van ons sondes. Hy is opgewek, terwille van ons regte verhouding. Sy volmaakte lewe is word vir my aangebied, en moet dit aanneem. My sondige lewe het hy voor gesterf. So hy is oorgelewer vir ons misdade. Hy is opgewek, terwille van dat ons regverdig kan wees. In Korintiërs hoofstuk 15 kom Paulus en hy bied dit wat die evangelie is. Hy sê, broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, sien jy? Hy is verkondig, dat Jesus vir die sondaar gesterf het, wat julle aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered geword het, as julle daaraan vashou op die wyse, waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Jy kan nie iets anders geglo nie, dan glo jy te vergeefs. Hy sê, ek het die evangelie bekend gemaak, wat julle aangeneem het, waarin julle staan, waar julle gered geword het. En aan vashou op die wyse wat ek dit verkondig het. Wat het hy verkondig? Vers 3. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het. Hy het ontvang, Christus het hom hierdie evangelie aangebied en bekend gemaak. Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe. Hy is op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. En dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12. So wat belangrik is dat die evangelie is om te glo dat hy vir ons gesterf het, asof ons gesterf het. Dat hy begrawe is en vir die dood en die straf van sonde betaal het, asof ek daarvoor betaal. En dat hy opgewek is, soos dat ek opgewek in hom sal word, as ek hierdie evangelie aanneem. En dan nie net dat hy opgestaan het en dat almal daaroor wonder nie, dat hy aan Sefas en die ander 12 verskyn het. En dit maak dat hy homself aan jou wil kom aanbied.
Hy wil aan jou kom verskyn, om vir jou te sê, ek het vir jou gesterf, ek is vir jou begrawe, ek is opgestaan vir jou, sodat jy kan sterwe, dat jy kan die pad van sterwe betaal, want jy moet fisies, jy moet sterwe vir jou sondes. Die loon van die sonde is die dood. Maar ek het opgestaan. En dis die evangelie. En ek soek 'n geleentheid om dit met jou te deel. Om dit vir jou aan te bied, sodat jy my werk kan glo, kan aanvaar en kan neem. Ek sluit af met 'n gevolgtrekking. Genade wat met die kruis van Jesus bewerk is 'n geskenk. Daar is soveel teksverse, ons het dit nou van dit gelees, dat jy kan niks doen nie. Dis genade, dis 'n geskenk. Dis beskikbaar vir almal, maar die geskenk word eers jou deel as jy dit neem. As jy dit glo. Dis 'n reddingstou wat aan 'n drenkeling uitgegooi word. Die drenkeling moet erken dat hy besig is om te verdrink. Hy moet erken dat die tou as sy enigste redding aangebied is. Hy moet dit sien en hy moet dit aanvaar. Dit is die enigste manier om gered te word. En dan moet jy die reddingstou vat, gryp. Die tou hang daar vir almal. Maar die drenkeling wat nie erken dat ek besig is om te verdrink nie. En dat die enigste tou is. En aanvaar dit as ek hierdie tou gryp, ek gered kan word. Kry deel van die vergifnis wat daar vir almal bewerk is. Die oomblik as hy daardie tou gryp. En Jesus aanneem dat hy, volgens 1 Korintiërs 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4, dat hy in my plek gesterf het, dat hy vir my begrawe is, dat hy opgewek is, en dat hy hierdie dinge gedoen het, asof ek dit gedoen het. En dan hierdie geleentheid te aanvaar, te glo, te aanvaar, en dan kry ek vergifnis van sondes. En ek dink dit antwoord die vraag is, oor wat ons oor gepraat het, wie is almal vergewe by die kruis? Vergifnis is vir almal bewerk, maar vergifnis is alleen moontlik, as jy dit glo en jy dit aanneem. As jy dit nie glo nie, bly jy steeds in jou sonde. En ek dink dis die maklikste manier om dit so te verduidelik. Dat alhoewel vir almal vergifnis bewerk is, jy alleen die reddingstou, as jy hom gryp, gered kan word. En dis wat Jesus vanaand vir elke mens aanbied. Jy moet daai tou aanvaar as jou reddingsmiddel. Jy moet glo, dat as jy daai tou vat, hy wat op die kant staan, jou sal red, omdat hy jou wil red. Dan word jy gered. Dan ontvang jy vergifnis van sondes. Ek dank u vir die geleentheid om vanaand dit met u te deel. Die Here seën vir jou.